Hallo almal en baie welkom by ons klein groeples. Ons is besig met die boek Kolossense. In die boek waarsku Paulus die gemeente oor die gevaar van valse doktrines. Hy verduidelik in die eerste gedeelte dat ongekwalifiseerde Christendom geheg word aan verkeerde doktrines, aan 'n onvoldoende of verkeerde idee oor wie Jesus regtig is. Ons is ook bewus van die mistiese ontmoetings waarmee die vergiese mense hulself besig hou. In hoofstuk 2 beleef ons 'n soortgelyke situasie. Die kerk in Kolosse was in gevaar om beïnvloed te word deur asketisme. Asketisme is 'n geestelike oefening waar mense hulself verneder of wrede dissipline op hulself toepas. Die idee agter hierdie vernedering het 'n paar punte. Die eerste was om hulself fisies te verminder en God te vermeerder. 'n tweede rede was om hulself of hul behoeftes op te offer tot op 'n punt waar dit pyn veroorsaak, sodat hulle in 'n manier kan beleef wat Jesus beleef het op die kruis. Die laaste rede was beïnvloed deur die vergiese kultuur en dit was om 'n geestelike ontmoeting te ervaar. Hierdie geestelike ontmoetings was dan beskou as 'n teken vir 'n meerderwaardige Christendom. Met dit in gedagte, kom ons bestudeer hoofstuk 2. Ek lees vir ons in Kolossense 2 vanaf vers 2 tot 4. Dit is my doel dat hulle harte deur liefde saamgebind, bemoedig mag word en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van allesomvattende insig, ja, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van die wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos sal lei nie. Paulus wil graag die kerk in Kolosse beskerm van asketisme en Joodse afwykings. Vir ons om nie in die struik van hierdie vergiese en Joodse invloede te beland nie, moet ons fondasie sterk hou. Paulus verduidelik in vers 7 dat ons gewortel moet wees in Jesus, in plaas van om op gegrond te wees op menslike tradisies, soos die besnydenis. Vanaf vers 8 tot 17 waarsku hy hulle aan die gevaar van Joodse invloed. Vanaf vers 18 waarsku hy hulle van asketisme. Ek lees vir ons. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself en hy hou nie vas aan die hoof nie. Hy uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word deur gewrigte en spiere met groeikrag wat van God af kom. Maar wat beteken hierdie waarskuwing? Paulus gee vir ons die antwoord vanaf vers 20 tot en met 23. Kom ons kyk wat probeer Paulus sê. Aangesien julle deur saam met Christus te sterf, die bose wêreldmagte afgesterf het, waarom leef julle nog volgens wêreldse voorskrifte soos moenie vat nie, moenie dit eet nie en moenie aanraak nie? Dit is alles dinge wat verbruik word en vergaan. Soos dit gaan met mensgemaakte voorskrifte en leringe, met hulle self uitgedinkte godsdienstige toewyding en selfvernedering en streng liggaamlike dissipline, het hierdie voorskrifte nogals die reputasie dat hulle wysheid bevat. In der waarheid is hulle nutteloos vir die beheer van die sondige geaardheid. Paulus eindig sy redenasie af met die volgende stelling. Asketisme of die menslike vermoë om sondes te oorwin is nutteloos. Paulus verduidelik dat menslike wysheid en vermoë nie voldoende is om sondes te oorkom nie. Daar is net een manier om sonde te oorwin en sy naam is Jesus Christus. Jy sê dalk nou, ja, natuurlik Greiling. Tog kan ons saamstem, ons het al honderde preke gehoor waar 'n pastoor vir ons 3 punte gee van hoe om woede te voorkom of hoe om nie te skinder nie. Paulus maak 'n baie belangrike aspek van Christendom duidelik. Hy sê, sonde kan nie deur selfuitgedinkte toewyding oorwin word nie. Sonde word net oorwin deur die krag van Jesus. Dieselfde krag wat nou binne in elkeen van ons woon.
Ek lees vir ons Kolossense 2 vers 19. Hulle is nie aan die hoof verbind uit wie die hele liggaam groei nie. Vanuit die hoof groei die hele liggaam, ondersteun en saamgebind deur gewrigte en spiere. God laat dit groei. Ons hoor in hierdie stukkie waar Paulus sê, dis God wat ons maak groei. Dis die krag van God wat ons help om hierdie sondes te beheer. So die stukkie dui aan dat ons oorwinning kom wanneer ons verbind is aan die hoof, en die hoof van die liggaam. En hierdie is Jesus Christus. Wanneer ons verbind is aan Jesus, is daar ontwikkeling, ondersteuning en eensgesindheid. Wanneer ons in Christus lewe, is daar vooruitgang. Ek lees vir ons wat Jesus vir sy disippels sê in Johannes 15 vanaf vers 4. Hy sê, julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Vir ons om verbind te wees aan Jesus is om ons identiteit in hom te vind, om ons vertroue in hom te plaas, het sy dit ons sondige geaardheid is, ons verlossing, of het sy dit 'n offer vir ons sondes is, en so meer. Dit is belangrik vir ons as Christen om te besef dat ons moet ons wese, ons menswees en al die aspekte van ons lewens moet beskou word uit 'n masker van Jesus Christus. So ek is, want hy sê ek is. Dit herinner my aan daai liedjie, I am who you say I am. Wanneer ons verbind word met Jesus Christus, ons identiteit kom van hom af uit, dan help dit ons om sonde te oorwin. Met dit in 'n gedagte, kom ons bespreek die vrae wat voor lê. Tot volgende keer, totsiens.